Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Hierdie week, soos julle weet, is ons Liggiefees. As jy nog nie was nie, kom maak gerus 'n draai. En daarom wil ek stil staan en vra wat die dieper betekenis is. Wanneer ons sê die lig van die kerk word uitgestraal in die wêreld. En sodoende kyk ons ook na die simboliese betekenis van ons geloof vanaf NG Raslou wat in die wêreld inskyn. En ons doen dit aan die hand van Johannes 1. En vandag kyk ons hoe hierdie skrifgedeelte vir ons leer wie Jesus ontvang en in sy naam glo, ontvang 'n nuwe geboorte en word God se kind deur genade. Kom ons luister dan saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Johannes 1 vanaf vers 9 tot 13. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het hy sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Johannes begin met hierdie stuk ironie. Hy beklemtoon dat die Skepper kom, want sy skepsels erken hom nie. Mense sou mos dink dat die skepsels, juis hulle Skepper Jesus, sou erken, sou weet wie hy is, maar nee, hulle verwerp hom, sy eie mense aanvaar hom nie. Tog gee hy aan elkeen wat glo die reg om 'n kind van God te word. Hoekom? Want elkeen wat glo ondergaan 'n wedergeboorte. Dit is 'n geestelike geboorte, nie 'n mensgemaakte verandering nie. Dis 'n transformasie van die hart, 'n hart van vlees, iets wat jou van binne verander. En dan word jy deel van God se familie, van sy kinders. En dit is so dat ons almal worstel met hierdie ding van waarde en 'n gevoel van behoort. Jy voel dikwels dat aanvaarding deur 'n groep jou waarde verseker. Die evangelie bied egter vir jou iets anders. In Christus word jy aangeneem in God se familie deur geloof, nie deur verdienste of 'n bloedlyn nie. Jou identiteit kom van God se aanneming, nie van jou verdienste. Dink aan 'n oudtydse meganiese skaal. Ek seker party mense gebruik dit nog so, wat staan in hulle lyste, waar jy aan die een kant gewigte geplaas het, aan die ander kant dit wat jy weeg. En verbeel jou, die reg om 'n kind van God te wees, word aan een kant geplaas, en aan die ander kant probeer jy dit verdien. Maar dan pak jy hierop mislukkings, een vir een, en niks beweeg nie. Daarop pak jy al jou suksesse op hierdie skaal, een vir een, en niks beweeg nie. Hoekom nie? Want jou reg om 'n kind van God te wees is nie gekoppel aan jou werk nie, of dit goed of sleg is nie, maar aan Jesus wat aan die kruis gesterf het vir jou sonde en jy is deel daarvan as gevolg van die Heilige Gees wat in jou woon en in jou werk. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U my as kind aangeneem het deur Jesus. Help my om in daardie werklikheid te groei en te leef. Amen. Ek het 'n uitdaging vir vandag en dit is skryf die woorde kind van God op 'n kaartjie. Plak dit teen jou spieël of dra dit in jou beursie of jou sak. En wanneer die lewe jou onderkry, kyk daarna en sê Hemelse Vader, dankie dat ek U kind is. Dit was dan ons oordeenking vir vandag en dan sien ons julle môre vir ons volgende oordeenking.